Goeiemôre gemeente, is 'n heerlike koeldag. Ons is almal hier saam vergader in sy naam om te loof en om te eer. En kyk net wat 'n wonderlike boodskap saam vanmôre na word. God sê, wat moet al vandag op in hierdie nuwe onbekende week gaan gebeur? Hy sal dit saam met elkeen van julle kan hanteer. Soek hom daarin en hy beloof sy teenwoordigheid en sy leiding. Ons begin ons voorstel en dan sê ek ook welkom daar langs Bobbie se 2 nuwe mense. Ons het al ou gesigte. Welkom hier by ons vanmôre, julle hoor saam met Bobbie. Ons begin ons voorstel met die 200 en ons sing daarvan verse 1, 2 en 3. U goedheid, Here, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? As ek soms so my gordyne en my vensters oopmaak, vanaand maak ek dit weer toe, dan bly hierdie by my. U goedheid, Here, kan ons nie pyl nie. Ons word daardeur diep getref, elke liewe dag. 200, vers 1, 2 en 3. Jesus neem die sondaars aan, bring aan almal hierdie tyding, die wat op die dwaalweg gaan, van die sonde en verleiding. Diep is ons oral begaan, Jesus neem die sondaars aan. 1, 2 en 5, 4, 9, 3.
ons laaste liedstaande, 3:9:6, en ons sing al die verse daarso. Aanskou die heiland, sien die kruis, die hemelvors verguis. Vir my het hy hom daar laat hang. Hy leef, hy sterf in my belang. 3:9:6, al die verse. Hartlik welkom aan elkeen hier in die huis van die Here vanoggend. Ons afkondigings is dat die leerkollekte vir April gaan vir Bybelverspreiding. Dan is daar Bybelstudie Woensdag en ons vra voorbereiding vir al die siekes in ons gemeente en ons dink aan die besonder aan John Button, Ricardo Button, Cherise en Mark Siege, Frans du Plessis, Peter Jordaan, Bessie en Gert Poetser, Sonja Meiber, Trini Weindel en Mpoli van Vieren, Jan Anderson, Klein Breitenbach en Tannie Betty Moller. Verder vra ons ook dat julle sal bid vir vrede in die Midde-Oosterse lande. En dan baie dankie aan almal wat gedeel of finansiële bydrae maak. Jy is welkom om dit in die bankrekening in te deponeer en jy dit nie kan doen en jy dit in die kollektebordjie plaas of by die kerkkantoor inbetaal op die dae wat dit oop is. Dan hierdie week het ons 'n paar verjaarsdae. Maandag die 7de April is Frans du Plessis. Die Dinsdag die 8de is Anna de Beer. Die 9de is Jane Brits en Johan de Beer. Ek weet nie enige van hulle is vandag hier by ons nie. As jy hulle raadploeg, wens hulle asseblief 'n geseënde dag toe. Dan sê ons ook baie welkom aan Andre en Ronaldo Jordaan, dankie dat julle saam met ons die Here kom aanbid het vanoggend en julle is baie welkom hier by ons. Dan vra ons vir Tannie Jordaan om vandag vir ons die Christuskers te kom aanspreek.
Kom ons bid saam. Here, aan U al die lof en die eer van ons harte. Ons het hier 'n wit kers aangesteek. Ons noem dit nie verniet die Christuskers nie, want ons fokus, ons hele wese op U, Here Jesus. Ons het gesing van liedere, van die lyding en van die kruisdood en wat dit vir ons beteken. Dankie, Here Jesus. Dankie, God ons Vader. Dankie, Heilige Gees, vir U liefde, vir ons as sondaar mense. Dat die lig ook in ons lewens kan skyn. Die lig wat vir ons lewe gee. Ons bid vanoggend, Here, vir mekaar, vir hulle die sy name genoem is. En ek wil aan die Marie ook vanoggend aan die opdra. U ken haar hart, sy is die kind. U het haar na U toe getrek, soos vir elkeen van ons, om U wonderlike barmhartigheid en U teenwoordigheid te ervaar. Ons bid, Here, dat sy elke dag van haar lewe baie goed sal ken, innerlik sal beleef, soos ons elkeen. Ons vra daarvoor om diepe agting te kry en steun vir haar, Here, met U gesondheid en met vrede en met vreugde. Ons loof en prys die naam in die wonderlike naam van Jesus Christus, die Here wat vir ons sy lewe gegee het, ons verlosser. U wat gekom het, U wat God die Vader sy hart van liefde vir ons ontbloot het. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam alleen. Amen. Baie dankie aan die Bobby Oudaan, dat jy vir ons ook bereidwillig was om vir ons die simboliese kers van Jesus Christus aan te kom steek. Ook 'n woord van verwelkoming aan my vanmôre aan u, dat vanmôre juis van die Here is, en met hierdie pragtige simbool van Jesus Christus wat teenwoordig is in die huis vanmôre, gaan ons hom ook eer daarvoor. En ons gaan saam staande lied 168 sing, en daarvan sing ons al drie die versies hartlik saam.
Ja, ek is weer aangesit want ek skrik op. Ek gaan so maak, allemaal wakker? Goed. Kom ons bly wakker. Want die Here wil weer sy woord vanoggend vir my en vir jou iets besonders sê. Dis waarvoor ons gekom het. En ons is hier in sy teenwoordigheid en daarom verheerlik ons hom met lied, met gebed, met geloofsbelijdenis, maar ook met die aandag wat ons luister na wat die Gees van God vir ons wil sê. Ons woordpunt vanoggend sluit aan by die tema, naamlik getrou tot die einde. Dit is 'n oproep, dit is 'n appel op ons lewens. Die goedertierenheid van die Here is tot in ewigheid. Sy trou bly vir altyd. Hy kan nie anders nie. Hy bly vir homself getrou. En dit het ontsettende betekenis vir jou en vir my. In lydensdag het God dit vir jou en vir my bewys. En by sy woord, wat ons gaan hoor, in alle aspekte, bly God getrou. Jy het gevra word, dat jy en ek ook getrou sal wees, tot die einde. God is getrou tot die einde. In goedertierenheid, hy kan nie anders nie. Paulus skryf in Filippense, die goeie werk, wat God in ons begin het, sal hy voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, groet vanoggend sy gemeente. Genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle, van God die Vader, God die Seun Jesus Christus en God die Heilige Gees. Nou ja, as ons gehoor het van al die goedheid van die Here en ons het sy genade, sy vrede ontvang, kan ons nie anders as om 'n loflied, 'n aanbiddingslied tot eer van die Here te sing nie. Kom ons sing saam staande lied 214 en ons sing daarvan al 3 die verse. Here, ons sal U loof, die weldade roem. Kom ons staan, dan sing ons hierdie uit ons harte uit tot eer van U. Bly staan vir die geloof, vir die geloofsbelijdenis en ook vir die gedeelde roeping van die gemeente. Kom sê saam met my, en is 'n voorreg om ons geloof te bely. In die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, besterf het en begrawe is, en wat ter helle neergedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Vanwaar sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam ons gemeente se verdeelde roeping en daarna sing ons die 440 vers 1 en 4, die Here sal ons met sy gees. Kom ons sê dit hardop saam. Die Heilige Gees maak ons toegewyde lidmate deur gebed en daaglikse bediening. Die 440 vers 1 en 4. Ons moet vandag weer saam lees uit 2 Timoteus 2 vers 1 tot 13, waar ons weer saam bid, en die tema is vertrou tot die einde, as opvolg vir die vorige boodskap, deur leiding tot getrouheid. Nou, as ons sal gaan saam bid, wil ek hê ons moet begin met lied 253. Ons kan die woorde kyk, as deel van ons gebed, en dan direk na die laaste woorde, sal ek net voortgaan met die gebed. U het die brood gebreek, eens by die neer, breek nou die lewensbrood vir my ook een. Kom ons sing vers 1 en 2. Tot U het ons vanoggend ons hande en ons harte. Vul ons met U, vul ons o Gees van God, dat uit ons harte ook hierdie eer kom. U ken ons harte. Ons is so oorweldig deur U liefde in hierdie rou tydperk. In hierdie tyd wat ons dink aan die lyding en die sterwe van die Here Jesus Christus, U geliefde Seun, wat U uit liefde vir ons gegee het, dit oorweldig ons, Here, dat U vir ons so lief het,
mense wat in sonde ontvang en gebore is, mense, Here, wat in die donkerte geleef het, U het ons uit daardie donkerte geroep na U wonderbare lig, die lig, die Here Jesus Christus, wat vir ons die lewe is. En daarom kom ons uit ons harte uit en met ons hele wese om U te aanbid, om U lof te besing, om U naam te prys. Here, want U is dit waardig, die enigste God, U wat geskep het deur net 'n woord te spreek. U wat ook vandag in ons harte kom skep deur die Gees, dit wat ook vir ons lewend maak, dit wat vir ons lig bring, dit wat vir ons vry maak, dit wat vir ons toerus, dit wat vir ons versterk. Dis wat U wil doen vir ons elkeen, Here. U wil vir ons kom uitwys wat verkeerd is in ons lewe. Nie om met 'n sweep te staan en ons te slaan nie, maar dat ons juist met die kennis van ons sonde tot berou sal kom en tot belydenis sal kom en weer ons toevlug tot U sal neem in Jesus Christus, ons verlosser. U hart is vol liefde. U hart is vol genade. U is die heilige God wat die waarheid liefhet. En die waarheid, Here, word omring deur U liefde. En daarom kom bring U ook vanoggend U waarheid in ons lewens deur die werking van U Gees, met 'n sagte woord, maar 'n ernstige woord. Help vir ons om met aandag te luister. Help vir ons, Here, om U woord te hoor. Veral daardie spesifieke woord wat U vandag vir ons elkeen het. In al die woorde wat gespreek het, dalk al nou al in die boting, of die loflied, of die gedeelde roeping, of die geloofsbelydenis, het U reeds met ons gepraat in ons harte. Here, laat U woord, wat U vandag in ons lewens wil waarmaak, asseblief nie by een van ons verbygaan, dat ons ten volle toegerus sal wees, en ten volle toegewys sal wees aan U alleen. Dankie, Here, vir al U seëninge. As ons kyk op die televisie of luister oor die radio, Here, dan wil ons om te bang word, want daar is magte op die aarde wat so verwarrend regeer, so afbreekend, om ander mense se lewens te vernietig. En Here, as ons daarteen vaskyk, dan word ons lewens hopeloos en raak ons bang. Maar ons moet juis ons oog op U gefestig hou. Help vir ons, Here, om dit elke dag te doen. Want U is in beheer, U hou alles in U hand. Ook daardie wat so verkeerd gebeur, gaan U omvorm, gaan U verander, dat dit ten goeie sal wees. Ons weet nie hoe, Here. Dis 'n misterie, soos die misterie van die evangelie ook is, wat ons nie kan verstaan met ons onnietige verstand nie. U is vir ons in 'n groot mate 'n misterie, die enige God. Maar U het Uself aan ons geopenbaar, en dit kan ons ken. En daarom moet ons dit alles hanteer in geloof en vertroue alleen, en ons oog op U gefestig sal hou. Maar Here, ons het soveel seëninge, ontelbaar. U het vir ons hierdie nuwe dag gegee. U gee vir ons suurstof om in te asem. U gee vir ons 'n liggaam, Here, waarmee ons, ja, met siekte en miseer, tog ook die wonderlike van hierdie lewe kan geniet. Ons daarin kan verheug, want U het in die skepping gesê, dit is goed. En met die herskepping in ons harte, sê U ook, Here, dit is goed. Dis die goeie werk wat U in ons begin het, en wat U sal voleindig
tot op die dag van Jesus Christus. Ons bid vandag vir ons gemeente, Here. Ons raad elkeen aan U op. U ken elkeen se hart, se behoeftes, se nood, se roepstem na U. Ook in die oomblik wat ons hier saam is, U ken ons deur en deur. En U, Here, gaan ons nie verby nie. U gaan U kinders nooit verby nie. Deur lyding leer ons om te vertrou. Wil U ons geloof louter en suiwer maak, dat ons net afhanklik voor U sal lewe. Wil U, Here, vir ons daardie mense maak, wat U wil hê ons elkeen moet wees. Wil U Jesus Christus in ons lewens verheerlik. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om kerk te wees. Toejakie in die woord. Hulle wat aan God behoort. Here, wat 'n voorreg. En daarom ondank ons. En elke lidmaat van hierdie gemeente, en hierdie gemeente, Here, waarvan U die hoof is, behoort aan U. En daarom kan ons inklim en arbeid en vrydig wees en weet, U seën. U sal die goeie vrug daarop gee. U sal U gemeente bou en deur elke woord van vriendelikheid wat ons uitdra in die gemeenskap in die wêreld daar buite, elke woord van goeie nuus in Jesus Christus, wat ons elkeen in die kleine kringetjie kan doen, waar ons elke dag leef, bou U koninkryk. Here, dankie dat ons daarin kan vashou. Ons bid vir hulle wat siek is. Ons raad elkeen aan U op. Ons het hulle name gehoor. Ons ken van hulle persoonlikhede. Raad hulle aan in die naam van Jesus Christus, ons wonderbare koning. Hoor hulle gebede, ook in die kerkgebou. Hoor ons innerlike hart, Here. En skenk ons die genade, dat ons kan weet, die genade is vir ons genoeg. In ons swakheid word die krag volbring. Dankie dat ons altyd op U kan vertrou. Ons loof en prys U naam. In die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons lees vanoggend weer saam uit 2 Timoteus 2 vers 1 tot 13. Jy dan, my seun, want Paulus praat hier met Timoteus, wat 'n baie jong man is, en wat 'n groot taak het in die gemeente van Efese. En hy sê vir hom, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jy my voor baie getuies woord verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne, wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Dra jou deel van die ontberings soos 'n goeie soldaat van Jesus Christus. 'n Soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'n Atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. Die boer wat harde werk doen, behoort eers 'n deel van die oes te kry. Dink na oor wat ek sê. Die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Onthou altyd dat Jesus Christus 'n nakomeling van Dawid uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie ly ek verdrukking, selfs in boeye soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie.
Daarom verdra ek alles te wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is en die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloor, sal hy ons ook verloor. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloor. Juist die laaste vers, as ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloor. Dan in verband met vers 11, as ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. Dit het te doen met ons vertroue. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. En daarom, liewe broeders en susters, is die tema wat die Here vanoggend deur sy Gees in ons harte ontbind en met ons oor wil praat, getrou tot die einde. Onthou jy nog die laaste boodskap so 'n week of 2 terug, toe ons gepraat het uit die woord van die Here in dieselfde gedeelte oor getrouheid deur lyding of deur lyding tot getrouheid. Onthou jy nog hoe ons die voorbeeld van Paulus gebruik het en die voorbeeld van Jesus Christus veral. Hulle getrouheid, dat hulle getrouheid so sterk was, dat hulle bereid was om te ly, bereid was om opofferings te maak, vir die evangelie, vir die redding van mense, dat die Here Jesus Christus die aardigste lyding deurgemaak het, wat geen mens eintlik kan deurmaak nie. Dat sy bloed as het ware uit sy liggaam gevloei het, om ons sonde af te was. Dat sy liggaam gebreek is, vir ons bevryding. Hinderlang, ons hoef nie meer gebind te lewe nie. As ons dalk 'n trauma wil ervaar, wat ons lewe wil vasmaak in ketens, of selfs in neerslagtigheid, noem maar wat ons voel, dit bind my, dit beperk my, dan is die liggaam van Christus gebreek om dit weg te val. Totaal weg te val. En daarom sê Paulus, hy verkondig die evangelie van Jesus Christus wat opgestaan het. Dit is eintlik die evangelie. Want die lyding en die sterwe van Jesus Christus sou maar net soos die van 'n mens, 'n gewone mens gewees het, as die graf nie oopgegaan het. In sy lyding en sy sterwe het hy sy ware mensheid geopenbaar. Sonder sonde het hy in jou en my plek as mens gelyd en die offer gebring. Maar die opstanding van die Here Jesus Christus sê vir ons, dat hy is alleen ware God, omdat hy mens sonder sonde was en God sonder sonde, God alleen is hy die enigste ware Messias. Die enigste een wat God en mens weer met mekaar kan verbind. Wie van ons ken dit nie? Ons almal gaan ons hande laat sak, want ons ken dit. Die Heilige Gees het dit in ons gedra. En dit is die getrouheid van God, waarvan Paulus hier skryf. Aan hierdie jong man in 'n groot handelsstad, waar daar 'n klein groepie gelowiges is, waar hulle ontsettende lyding en verdrukking ervaar. Jy herken dit nie. Ons is bevoorreg. Ons moet by 'n oop kerk weer instap. Ons het 'n Bybel in ons hand, wat baie mense nie het nie, en wat hulle nie mag hê nie. Hulle mag nie
enigstens bekend word as gelowiges en as Christene nie in baie lande in ons wêreld vandag, of hulle kry swaar. Ons doen dit nie. Dis die voorreg wat die Here vir jou en vir my gee. Wat 'n barmhartige en liefdevolle Vader het ons nie in Christus Jesus. En daarom die leiding tot toewyding. Dieselfde wat in Jesus Christus was, moet ook in ons lewens gebeur. Daarom moet ons ook saam met hom sterwe. Ons moet saam met hom aan die kruis gespijker word. Dit moet 'n offer wees van ons lewens, om ons sonde en ons ongeregtigheid na die Here toe te bring. Maar ons doen dit met vrymoedigheid, omdat ons sterwe saam met Christus vir ons redding bring, en dit maak dit moontlik dat ons weer saam met hom sal opstaan. Broers en susters, toenemend verlang ek en jy na 'n nuwe lewe. Ons kan dit eendag volkome hê, maar ons wil nie met 'n gesukkel lewe. Ja, die lewe het sy uitdagings, daar is verantwoordelikhede, maar ek en jy wil vry lewe. Ek en jy wil vrede in ons harte hê. Ons wil nie maar net blydskap hê soos die wêreld nie. Ons wil 'n diep innige vreugde hê. En ons het dit. Weer toewyding van Jesus Christus. En nou kom Paulus en hy sê vir Timoteus, jy het in my lewe gesien. Wees dan ook in jou lewe getrou tot die einde. En praat dit ook aan betroubare manne en vroue. Die Bybel praat van broers of manne, dan praat dit ook van vroue. Dit was van die probleem van hulle daardie tyd. Maar die bedoeling is elke gelowige. Vertrou dit aan daardie mense toe, om in dieselfde toewyding te leef, al kos dit hulle wat, en getrou te wees tot die einde. Kom ons dink vanoggend 'n bietjie, broers en susters. Waar sien ek en jy getrouheid en trou in ons samelewing? Is dit baie? Dis baie min. Dis baie min. Waar sien ons mense wat regtig met integriteit lewe? En integriteit beteken jy bly getrou in wat jy glo, al sien niemand jou nie. Jy doen dit nie soos die Fariseërs om deur mense gesien te word nie. Daar waar jy in die geheim agter 'n deur of wat ook al lewe jy met integriteit volgens die wil van God. Waar jy nie gesien word, maar waar God jou sien. Dit is integriteit. Dit is getrou. Kan ons plek noem in ons samelewing vandag, in ons wêreld, waar ons ware trou en getrouheid sien? Sien ons dit? Wat is ons ervaring? En wat doen dit in ons lewens elke dag? As ons so blootgestel word. Dis negatief. Dis negatiewe ervarings. En ek wil nou nie 'n klomp voorbeelde noem nie. Ek dink daar is al wel 'n klomp gebeurtenisse of dinge in jou en my lewe, in ons kontak met ander mense, waar ons teleurgestel was. Innig, werklik teleurgestel was. En waar dit 'n negatiewe uitwerking op ons lewens gehad het. Waar het ons energie getap het. Waar dit 'n uitdaging is vir ons Christenwees. Ons sien dit ook. Jy weet in die begin het ons kwaad geword vir die taksies,
wat oor die Witstreek parkeer, as jy dit kan sien, of oor die rooi robot ry. Vandag het een ou agter my oor van die snelweg afry en op my inry, dus net die skielik oor die agterry. Dus dit word die rooi lig. En ons word kwaad. Wie word kwaad? Hoe? Wie wys nie 'n sekere teken? Maar ons moet dit maar ophou. Jy kan ook die een was. Maar oppas vir die ander. Wat help dit in jou gewrikte voorbeeld waar jy dit aan nog ander incidente dink om met so iemand te praat? Wat help dit? Wat is ons ervaring? Hy kyk vir jou met sy oor. En hy gaan net aan met sy oor. Maar weet nie wat het gebeur? Wit mense doen het ook. En ek is nou nie besig met rasisme nie. Dis die voorbeeld wat ons kry in ons samelewing. Dis die voorbeeld wat ons kry as ons daar baie plekke toe gaan. Selfs deesdae waar firmas toe gaan, waar mense belyk dat hulle gelowiges is, maar wat jy sien, hulle bly nie getrou aan hulle beloftes nie. En dan maak dit my sommer, moeilik. Maak my sommer moeilik. As ek eerder hoor. Nee, kom ons wees eerder. Want ons ervaar dit nie. En weet nie, wie kan die verskil maak? Ek en jy. Weer agter die Witstreek gestop. Weer, en ek sê vir julle dit werk. Die mense het so op my, om te sê die woord, sterk gery, dat ek sommer net gebeur het, tot my vrou met my gepraat het. Dankie vir vrouens. Dankie julle. En sy het my gesê, wat help dit? En ontstel jou net. En weet julle wat ek nou? Ek hou my afstand teen die motor voor my. En as hy stadig herinner, laat ek om my heen, aan my brief. En my rooi lig die wys. En 99% van die kere val hulle terug. Ek het dit self ervaar. Dit gebeur. Wees net 'n voorbeeld van getrouheid. Dra die woord van die evangelie getrou uit. Moenie bang wees nie, jy praat in die naam van die koning van die konings. Jy praat in die naam van Jesus Christus. Jy praat in die krag van die Heilige Gees. Jy kan dalk voel, ek is nie bekwaam nie, wie 'n glimlag. Of sê net, mag dit goed gaan met jou vandag. Ek het net langs so 'n taxi opgestop en my venster afgedraai, dus na my vrou met my gepraat het. En ek het hom gesê, weet jy dat jy verkeerd doen? En hy begin so met kwaad word. Ek sê vir hom, jy oortree 'n padreël wat krimineel is. Hy kyk my met sulke verstaande oë aan. Ek sê vir hom 'n mooi dag. En dadelik wees sy gesind verander. Dit het regtig. Eer ek word geroep om getrou te wees, maak nie saak wat dit ons kos. Omdat die woord van God so sê. Omdat die woord wat mens geword het, dit vir ons gedoen het. Vir ons ook wel die voorbeeld gestel. Die geweldige lyding van God verlatenheid in sy mensheid, wat ek en jy moes ervaar in Getsemane ervaar. Dat sy sweet soos bloeddruppels was, wat het geweet wat agterkom. Maar het nie uitgegaan. Hy was getrou gewees aan sy roeping. Wat bring dit in 'n mens se lewe? Onthou julle wat ons voorbeeld gesê het? Eintlik het nie doel, passie.
God se passie vir sondaar mense. God wat nie wil hê dat een mens verlore sal gaan nie. En sy seun gestuur. Jesus Christus se passie, gedryf deur weduwees en tollenaars en mense wat seksuele oortredings doen, mense wat eintlik randfigure geword het en uitgewek is in die samelewing, om hierdie evangelie, hierdie hartklop van God en enig te kom lewe op. En nou is jy en ek 'n beelddraer van Jesus Christus. Ons is nie maar net 'n gewone kerkmaak nie. Ons is nie maar net 'n gewone gelowige nie. Maar daar's baie gelowiges wat in baie goeie geloof. Ons is kinders van God. Ons is heiliges. Nie om daarmee te doen nie, want ons het nog nie werk nie. As jy dink jy het werk nie, kyk, dat is nie. Ons gaan nie eendag beskryf. Ons is heiliges wat heilig moet lewe, maar wie se lewe daar nog verkeerd is. Ons is disippels van die Here. Disippels van Jesus Christus. Dit het die apostels uiteindelik geword na ons vandag. Deur die krag van die Heilige Gees het hulle getuies van God geword in Jerusalem, in Judea, in Samaria en tot die einde van die wêreld. En behalwe vir Johannes is hulle doodgemaak, verlies gegooi, ons te bo gekruisig, hulle vloekhout van die Romeine, omdat hulle gedryf is deur die passie, aangesteek deur die Here Jesus Christus. En so het Paulus gedoen, ook aan Timoteus. En nou sê vir Timoteus, dra dit ook aan ander mense, nie teen ons in ons lewens, vir wie ons disippels moet maak, is teen ek die krag van die Gees. Ons word geroep daardeur. Ons moet getrou wees daarin. Die bedoeling is, ons geloof word net al hoe meer versterk. Broers en susters, praat die positiewe. My vrou het gister net gesê, wat jy dink, sê jy en dit doen jy. En onthou jy, die hele ruk terug uit Romeine 8, 'n reeks spreuke oor ons denke, wat verander moet word, en vernuwe moet word. Dink positief. Dink die evangelie. Dink die grootheid van God. Dink die getrouheid van God. En jy sal die moed hê om as disipel in die voetspore van Jesus Christus te lewe, al kos dit jou wat. En jy sal die moed hê en die krag van die Heilige Gees om dit oor te dra aan iemand anders. Dit is ons roeping. En ek gaan afsluit. Nou gebruik Paulus 3 beelde in 2 Timoteus. Die beeld van die soldaat. Die beeld van die soldaat wat aan sy bevelvoerder gehoorsaam is en hom losmaak van die dinge van sy huis. Die dinge wat kan belemmer dat hy die oorlogvoering kan voer soos wat hy moet. En jy en ek is soldate van die Here wat oorwinning kan lewe. Ons het die wapenrusting van God. En dan sit ons en ons bekommer ons oor die dinge van die lewe. Daai tyd was dit baie erg geweest. Van die soldate is verwag dat hulle alles moes agterlaat. En hulle voluit moes gee vir die stryd teen die vyand. En Paulus sê, dit is die getrouheid wat daar in ons lewens moet wees. Gaan lees weer die wapenrusting. God het vir ons alles gegee. Ons het sy woord vanoggend. Ons het die gemeenskap van die gelowiges.
Ons het laat met ons sit aan die tafel van die Here. Ons het gebed. Ons het die Here se beloftes. Fokus daarop. En die tweede deel wat ek gebruik is die van 'n atleet wat hulle goed geken het in die ou Griekse wêreld. 'n Atleet kan nie maar net doen wat hy wil nie. Hy kan nie besluit, hier 800 meter, ek gaan so die kortpad van hier oor die kant van die hoek nie. Of selfs die 400 meter. Hulle noem dit gister op die televisie die long sprint van 400 meter. Sê vir myself, hulle moet sommer net sê 400 meter sprint. Of 200 meter wat. Jy kan nie sommer van baan verander nie. Jy word gediskwalifiseer. En jy moet doelgerig hardloop. En jy moet jou oog gefestig hou op daai wenpaal. Vroeger was dit 'n lekker ding. Dit was lekker as jy deur geweet. Nou is dit net 'n wedstryd. Maar dit was al gister ook atletiek geweest. Jo. Jy dink nie om die draai van die 400 meter of die 200 meter, ag, daar enetjie is nog agter die ander. En dan sien jy daar toe, jy sien daai begeerte, jy sien daai stuk energie wat daai persoon uitkom. Jy sien daai fokus wat hy het, en jy sien hoe hy deurdreef oor hy wedstryd. Hier ek is in 'n wedloop. En Paulus sê hy hou sy oog net op Jesus Christus. Dit is sy eindstreep. En daarvan word daar ook gepraat in die gedeelte. Ons lewe nie vir die ewige lewe nie. Ons lewe vir Jesus Christus wat vir ons die ewige lewe moontlik gemaak. En dan gebruik ek die beeld van 'n boer wat hard werk. Enige iemand wat hard werk. Werk toch met toewyding en oorgawe en onthou die boodskappe. Jy werk getrou. Want as jy nie getrou werk nie, is daar nie 'n oes nie. En omdat hy hard werk en getrou werk, sê die woord van die Here, behoort hy eerste van die vrug van die oes te kry. En dit is die kompensasie wat iemand kan kry en wat regverdig is, iemand wat hard werk. En jy en ek moet hard werk in ons verhouding met die Here. Ons het gesing in een lied dat ons gaan stil word voor die Here. Dat ons die woord van God gaan eet. Jy weet, ons het 'n kursus bygewoon, ons amper nie. Miskien baie is nog nie wakker. Ons het 'n kursus bygewoon waar ons geleer het van stilte en afsondering en meditasie saam met Dr. Willem Nigel. Dis maar 3 van die geestelike dissiplines wat ons eintlik elke dag moet doen aan. En hy het daar gesê, ons mag vir 'n week lank glad nie met mekaar praat. Maar dan mag jy 'n woord, niks in ons mond uitkom. Doen dit vir 5 minute. Dan sit vir 5 minute stil en fokus net op die Here en hier kom nie goed. Maar hy het ons geleer, jy moet iets vir jouself sê uit die Bybel uit. Ek sê Jesus, koning, die gedagtes is weg. Dis meditasie werk, en as niks fout met hierdie soort van meditasie, en oopmaak vir die woord van die Here, en die gees van God nie. Ek het al vir julle gesê, vat Psalm 23 en werk met hom die hele maand. Maar ons eet vinnig, en dan is ons hele liggaam en ons gestel daarmee. Hy het vir ons daar gewys en gedemonstreer. Ek doen vandag nog voor verdeeldheid van baie mense vir alles gaan uiteet en die kelder wil net bordes ry. Dan sit ek nog met kos op my bord. En weet jy hoe lekker smaak die kos dan? So met ons die woord van God verteer. So moet ons toelaat dat die Here Jesus deur sy Gees
aan meer en meer van ons word. Dat ons meer en meer verander word na die beeld van Christus. Dit gebeur nie soos 'n draaivoer nie. Dat gebeur nie so goed. Maar jy verloor die diepte en die rykdom van die skatte van die koninkryk van God. En daarom beteken dit ook dat as jy en ek met toewyding vertrou tot die einde werk vir die Here insit, dan kry ons die vrug van die oorvloedige seëninge, geestelike seëninge van die Here. Net gou as ons hom verloor, sal hy ons ook verloor. As ons hom verloor in hierdie konteks word beteken dat hy nie die sentrum van die evangelie is. Dat hy nie die waarlike enigste Messias is. Gaan hy op ons sê. En sê vir ons, kom tot bekering. Kom na my toe. Of jy het my nie. Nie in hierdie lewe nie en ook nie in die lewe hierna. Dit is die regverdigheid van God. Maar as hy en ek ontrou is, en dit moet ons aanspoor om getrou te wees tot die einde toe, hy bly getrou. Kom ons vind ons getrouheid, trou wees tot die einde toe, in die trou van God. Ons kan dit in onsself doen. Ons is beslaaf. Kom ons erken dit. Maar wie as jy dit erken, dan kan jy help die werk. Dan kan jy help die werk. Alkoholist kan nie gesond word as hy nie erken is alkoholist. Onmoontlik. Hy kan eers daaroor begin werk as hy weet wat fout is. Kom ons kyk diep by onsself. Dis nie 'n voorreg, broers en susters. Dis nie 'n seer proses nie. Dis 'n genesende proses. En ons wees getrou tot hom. Amen. En dankbaarheid dien ons die Here nou met ons offergawe. Ons lees Spreuke 3, verse 3 tot 7 saam. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam, maak dit 'n deel van jou lewe. So sal jy guns bewerk en byval vind by God en mens. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig gestaan maak nie. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad wys. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U vir seëninge van sorg en oorvloed genade. Ek eer U vir U liefde en trou. Here Jesus, dankie dat U my gelei het om vir my redding die volle prys te betaal het. Dankie.
Met my dankoffer by ek myself om aan u gehoorsaam te lewe. Vergewe waar ek ontrou aan u verkeerd lewe. Heilige Gees, lei my die regte pad, om die regte pad te loop, en help ons om saam in liefde en trou te lewe. Ons vra dit met lof en dank, in die naam van Jesus, ons verlosser die Here. Amen. Ons moet afgesluit wat juist die trou van God vir ons so duidelik maak. Hou God sy kerk in stand. Die Here hou sy kerk in stand. Vergeet die helse woede. As Here aan ons regterhand regeer in ons ten goeie. Ons sing daarvan, ons as 2 verse, lied 477. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die leiding, die krag en die troos van die Heilige Gees, bly met elkeen van julle. Drink saam 'n koppie koffie agter, kuier met mekaar.